Ek wil vanaand die gemeente, die gemeenskap, die familie wil ek vanaand groet in die mooie naam van Jesus. Prys die Here. Ek wil vanaand vir u groet in hierdie naam. Prys die Here, die naam bo alle name. Halleluja, u weet, halleluja. Dis vanaand vir my 'n voorreg om u te groet in hierdie naam. En dis 'n voorreg wat ek nie gehad het nie. Maar ook eers toe die Here my oë oopmaak. En hy roep my uit hierdie donker wêreld uit. Kan ek vanaand vir u sê, toe kan ek u groet. In die naam van Jesus, ek sal nie vir u ophou nie, ek sien is koud. Prys die Here, ek het al so hastig geword, want ek kry vir u jammer. Prys die Here, u weet, halleluja. Ek dink toe die Here Jesus daar gesit het, sê die Bybel, en hy sien die skare wat hom gevolg het, toe raak voel hy jammer vir die volk. Want moet jy weet, hierdie mense het vir dae nie geëet nie, en hulle het agter hom aangeloop. En ek het ook vanaand so vir u jammer gevoel. U moet my vergewe. Laat ons miskien vir u gelaat koud kry. Maar ek wil kyk of ek u kan so gou as moontlik vir u bedien nie. Soos wat die Here my lei, nie soos wat ek wil nie, maar soos wat God wil vanaand. Prys die Here. Ek wil 'n baie eenvoudige skrif lees. Amen. En ek wil vanaand praat oor die genade van die Here. U sal hoor ek lees iets, maar ek wil hê u moet onthou, ek wil hê u moet sien. Ons is so baie maklik. Jy weet as jy vir iemand vra, hoe gaan dit? Prys die Here. Wie jy ons wegspring, daai ene wil die Here dien. Hy wil nie die genade van die Here begryp nie. Maar as jy vir hom vra, hoe gaan dit? Dan hoor jy begin. Nie deur die genade. Hierdie genade sal daarom eendag vir ons oordeel. Hierdie genade wat so oorvloedig is, sal eendag vir ons oordeel. En die Here sal vir jou sê, maar my genade was vir jou genoeg. Maar jy het nie gebruik gemaak van hierdie genade. Daarom wil ek vanaand, ek wil hier lees in Lukas hoofstuk 13. Prys die Here net so om 'n begin te kry vir die boodskap van die Here. U moet nie vanaand hierdie ou man kyk, jy weet ek staan vanaand hier. Ek wil vir die familie sê, prys die Here. Ons glo dit saam met julle. Ek het ook vir haar gekom leer ken toe ek hier in Boegoberg kom. En ek dink ek is so bietjie meer as ek is so 32 jaar wat ek nou hier bly. Ek het haar gekom leer ken. Ek weet tot vanaand toe nie is dit oumie of is dit oumaatjie nie. Maar ek het maar geoumaatjie, suster oumaatjie. Ek het nooit vir haar gevra watter van die twee is dit nie. Maar ons het mekaar geleer ken op die pad van die Here. Soos jy vanaand vir haar anders te ken, vergewe my, ek het haar by die Here gekom leer ken. Nou ja, ek kan sê is ook so min of meer betuur gewees. Ja, ons kon ook saam gespeel het as ons nou kindertjies gewees het. Want ek loop ook op my genade jare. Ja, sy is nou seker so 2 jaar ouer as ek. Sy is net so 2 jaar ouer as ek. Maar ek sê vir die Here dankie. Want as hierdie dag by my verbykom, mag God gee dat hy my op die regte plek kan kry. Prys die Here. Kom ek nie vir u ophou nie. Ek wil saam met u lees. Prys die Here. Daar vanaf vers 6, kom ek lees van vers 6 af. Die Bybel sê, die opskrif sê, ek het die ou Bybel, ek weet nie of jy die nuwe boek het, ek het die Bybel, die 53 vertaling. En hy sê die gelykenis van die onvrugbare vyeboom. En hy het hierdie gelykenis uitgespreek. 'n Man het 'n vyeboom gehad wat in sy wingerd geplant was. En hy het gekom en vrugte daaraan gesoek. En hy het niks gekry nie. Toe sê hy vir die tuinier, kyk 3 jaar
Kom ek om vrugte aan hierdie vyeboom te soek en ek kry niks nie. Kap hom uit. Voorwaar maak hy die grond nog waarvoor maak hy die grond nog onvrugbaar. Maar hy antwoord en sê vir hom, meneer, laat hom nog hierdie jaar staan, totdat ek hom omgespit en misgegooi het. As hy dan die vrugte dra, nie goed. Maar so nie, dan kan u hom ander jaar uitkap. Die Here seën die heilige woord in ons midde. Weet jy, ek wil vanaand vir u twee dinge sê. Ek wil praat oor die genade van die Here Jesus Christus. Hy is die Christus. Daar's mense wat hom, hulle weet sy naam, hy is Jesus, maar hulle erken nie, hy is die Christus nie. En die woord van die Here beklemtoon 'n paar dinge wat hulle nie wil aanvaar nie. Die eerste, hy is die seun van God. Jy weet, ek sê altyd vir die gemeentes, julle daar in Groblersdorp hoop, kom gaan daar by die koeliewinkel. Julle sal sien daar lees so 'n pink boekie op die toonbank, Jesus the son of Mary, want hulle wil hom nie erken as Jesus die seun van God nie. Daarom prys die Here, ek het nou die dag en daai probleem weer in Kenhardt gekry pa. 'n ander suster besluit, sy gaan die voorsanger se werk oorvat en sy vat die mic en sy begin en spring weg. Wat sê hierdie koortjie? Hy is die timmerman se seun. Toe moet die suster opstop, sê hy koortjie in my teenwoordigheid. Want hy is nie die timmerman se seun nie, hy is die seun van God. Wat hy sê hier in die Bybel sê, halleluja. En dan nie wou die Jode wou hom nie aanvaar as die seun van God nie. Hulle het gesê, prys die Here, hy sondig as hy sê, hy is die seun van God. En toe hulle sê, hy praat hierdie dinge, hierdie verborgenhede, toe vra hulle nou, hoe kry hy dit reg? Is hy dan nie die timmerman se seun nie? Hulle het gesê, hy is die timmerman, ek kan nie so sê nie, want vir my is hy die verlosser, hy is die seun van God, halleluja, wat die hemel verlaat het, om my te kom red. Die hemel verlaat. Dis hy wat die verlossingswerk gedoen het op Golgotha, sodat ek kan lewe en lewe in oorvloed kan hê. Prys God se naam. Daarom sê ek, my suster, stop daai koortjie asseblief. Moenie dink ek is lelikie. Sing vir ons 'n ander koortjie. Want hy is nie die timmerman. Ja. Hoe kan ek wat gered is deur die seun van God, ek kom sê, hy is die timmerman se seun? Hy? Net hoe die ding nou lekker gaan. Hy gaan nou net lekker. Nou so. Jy moet luister wat sing jy. Onkundig. Moenie net agter die gedruis aangaan. Ek kom terug na die genade van die Here Jesus. Prys God se naam. Ek sien die Bybel sê, halleluja. Ek wonder, kan ek dit ook maar gou net bybring nie, sodat ek uit my kop uit staan en praat, ek hou nie daarvan nie. Ek wil sê, so sê die Here, die eerste boek van die apostel Johannes, hoofstuk 2 sê, jy kan maar luister, ek sal net die versie lees. Hy sê, my kinders, ek skryf hierdie dinge aan julle, dat julle nie moet sondig nie. En as iemand gesondig het, ons het 'n voorspraak by die Vader, Jesus Christus die regverdige. Ja, ek moet jou vanaand sê, weet jy toe hy die aarde verlaat, toe dink die mens dat sy werk is klaar. Nadat hy 3 dae in die buik van die aarde was, die Bybel sê, toe hy sy asem daar op die kruishout uitblaas, toe sê hy vir God, ontvang my gees. Laat die oorskot, die liggaam, hierdie liggaam, laat hy na die graf toe gaan. Maar
U my gees, halleluja. En die Bybel sê, halleluja, wie dieselfde Johannes, hy sê, prys die Here, en hy het neergedaal in die doderyk vir 3 dae. Daarom het sy liggaam nie begin stink word, soos myne sou gestink het nie. Toe leer hy liggaam by die wag hom. En hy daal neer, dan hoor jy die mense sê, hy geloofsbelijdenis, hy het neergedaal ter helle. Hy het in die doderyk ingegaan, want hy moes die evangelie, mense wil nie die evangelie aanneem nie, maar niemand sal gespaar word nie. Die Bybel sê, vir 3 dae, het hy die evangelie gaan breek, in die doderyk prys die Here, sodat Kain, wat sy broer doodgeslaan het, ook gered kan word. Hy sal nie 'n verskoning hê, as hy eendag voor die regterstoel van God staan nie, want Jesus het neergedaal in die hel, daar waar hy in die hel, in die doderyk gelê, en Jesus het vir hom die evangelie van redding en verlossing, het hy aan hom gaan preek. Kan julle genade sien? Toe ontvang Kain. Halleluja. Ek wil nou niks sê oor Judas, want Judas was ook daar. Judas het ook weer 'n kans gekry. Want prys die Here oordeel nie soos ek en jy nie. Weet jy kan maar in die Here teleurgestel het. Maar die dag wanneer jy omdraai, en jy sê, Here, ek het berou. Here, ek wil my knieë kom buig. Ek wil U weer aanneem op grond van die woord. Here, ek sleep nog 'n kans by U. Dis daar die woorde wat God jou hand gryp. Prys die Here. Ek het nie gekom om hierdie wêreld te oordeel nie, maar ek het gekom dat hulle redding kan hê. Prys God se naam. Halleluja, halleluja. Prys God se naam. Glory to God, halleluja. Here, ek prys U. Halleluja. En die Bybel sê, maar hy sê moenie sondig nie. Asseblief ek vra julle tog moenie sondig nie. Ek wil vanaand vir julle vra wat hier sit, asseblief tog bly weg van sonde af. Mense kom uit sonde, jy vertel my nie van sonde nie. Ek weet sonde is 'n kiem, is 'n dodelike kiem. Hoor jy, as jy met die duiwel se goed wil kom speel, ja, sien die duiwel nie met jou speel. Sorry maar, ek het nie vir u gesien. Ek sien as iemand wat inkom, maar hierdie oë sien nie meer. Jy sien mos ook alsem maar hy bril af, hy help nie meer nie. Prys die Here, so nou sit maar heel blind. Preek ek weet ek nie vir wie preek ek. Hulle kan nie sê nie, hy het my ook al gesien, as jy dink wat hy so preek. Het hom afgehaal. Prys die Here. Maar nou wat ek so naby kom toe, sê die Gees vir my, jy sal moet nou baie moeite doen. Die Here seën is juffrou. Halleluja. Halleluja. Weet jy vanaand wil ek vir u sê, die genade van die Here. Ek het vir u gesê, ek wil 3 dinge sê. En dan wil ek nog vir u die ander 2 sê. Mense het die genade nie. Hoekom is julle stil? Hoe julle kan my genade? Mense het die genade. Wat jy vanaand sê, wil jy mense se tonge soeske? Die Bybel sê, die woord van die Here is 'n tweesnydende swaard, maar mense se tonge is skerper as hy tweesnydende swaard. Halleluja. Glory to God. Wie ek raak vanaand, so behoor as ek sien, die groot genade wat die Here Jesus nie gekom het. Kom ek lees vir jou, man, wie in die Ou Testament. Kom ek sê dit net dat jy sien, ek sal nou lees. In die Ou Testament het genade nie bestaan nie. Het jy geweet, as jy gesondig het, dan gaan jy gestraf word. Dawid sondig. Die Bybel sê God was baie lief vir Dawid. Hy was vir geen mens so lief soos wat hy vir Dawid gehad het. Maar Dawid het sonde gedoen. Want Dawid het Uriah se vrou Batseba
het hy gevat en sit hy vir Uria aan die oorlog voor, sodat hy doodgemaak kan word, dat hy kan die vrou kry. Dawid het baie keer geval. Maar die Bybel sê God was vir hom baie lief. Maar in die Ou Testament was daar nie genade nie. En Dawid moes gestraf word. En dan kom jy, prys die Here, dan kom jy hier by die 10 gebooie. Hy straf tot in die 3de en die 4de geslag. En hy seën tot in die 1000ste geslag. Gaan lees maar die 10de gebooie, Exodus 20. Gaan lees hom. So Dawid moes gestraf geword het. En God straf vir Dawid deur sy seun. Terwyl Dawid op die troon sit, toe sit Absalom se hare in die terpentynboom vas. En hy sterwe die dood van 'n sondaar. Halleluja. Weet jy waarom is hy gesterwe? Die straf. Dis die 2de geslag. Ek straf tot in die 3de, die 4de geslag het hy gestraf. En hy straf vir Dawid deur sy kind Absalom. Prys die Here. Maar weet jy wat, nou gaan ek vir jou genade bring. Waarvan af kom genade? Halleluja. Kom ek lees dit gou vir u. As ek dit net gou kan kry. Ja. Prys die Here. Ek wil hier lees in Johannes hoofstuk 1. Die 17de versie. Die 17de versie sê, want die wet is deur Moses gegee. Dus die wet van die Ou Testament is deur Moses gegee. Maar die genade en die waarheid het deur Jesus Christus gekom. Hey man, weet jy ek lees, prys die Here, daar in die woord van die Here, op 'n mooi môre. Toe die Here Jesus so kyk, toe sien hy, hier staan 'n kring van manne, dis die kerkleiers, en prys die Here, hulle staan elkeen met 'n handvol klippe, en hier in die middel is 'n vrou, en hy praat vir hulle, wat gaan hier aan? En hulle sê, maar hierdie vrou is gebetrap met hoerery. Oorspel, hoerery. Ons het hierdie vrou gebetrap met hoerery. En die wet van Moses sê, in so geval moet die vrou doodgooi. Nie sommer plain doodgooi, was nog verstening. Ons moet hom doodgooi. En hulle dink so weg. Maar hierdie man op hom, hom is reeds so warm. Kom eens vraag ek jy vir hom, wat sê hy? En hulle sê, die wet van Moses sê so, maar wat sê jy? En die Bybel sê, hulle vraag dit om hom te versoek. En Jesus gaan sit en hy skrywe op die grond. Hy die man is harte geken, hy weet hulle wil hom versoek. En die Bybel sê nie wat het hy geskrywe nie, maar as ek vanaand moet dink, dan dink ek het seker daar geskrywe. Genade. Genade. Want toe hierdie vrou daar staan, toe weet sy nie. Dis een ding wat sy geweet het, sy het geweet ek moet doodgegooi word. Want ek het al baie gesien, voor my tyd, hoe laat vrouens en manne met die klippe doodgegooi was. Ek wil vanaand vir u sê wat hier sit, liewe vriend, kind van God. As jy 'n klipgooier is, moet jy gooi. Jy kan maar gooi. Pastoor, ons het so geoefend geraak in die evangelie. Ons gooi nie net meer met klippe met die regterhand nie, maar ons gooi links en regs. En ons gooi om dood te gooi.
sê mense die genade nie. Ons gooi dood. Weet jy hoekom sê ek vanaand so? Die seun van God staan die volk beskuldig hom. En hy staan daar voor Pontius Pilatus. En Pontius Pilatus sien maar hierdie man is die skuldig. En hierdie mense sê nee, jy kan nie nog iets anders doen nie. Man, oorhandig hom aan ons. Ons wil hom kruisig. Hy moet doodgemaak word. Die mense het die genade nie. En weet julle wat maak Pontius Pilatus? Hy was by magte gewees om vir Jesus vry te laat. Maar omdat mens nie genade het nie, sê die Bybel toe lewer hy hom oor om gekruisig te word. Here, ek prys U. Halleluja. Halleluja. Mense het nie genade nie. Ek wil vanaand vir U baie mooi vraag. Kyk toch weg van my af. Want ek het nie die genade nie. Ek is 'n mens. Die genade en die barmhartigheid het gekom deur Jesus Christus. En die waarheid het deur hom gekom. En as jy vanaand genade soek, kom weg van my af. Ek sukkel ook vanaand om in die hemel in te kom. Ek het nie vir jou hemel nie. Ek het nie vir jou hemel nie, asseblief. Moenie by my kom aansluit nie. Moenie na my toe kom nie. As my sê nie, ek wil met jou kerk dien, ek het reeds nie 'n kerkie. Ek het nie 'n kerkie. Vra my na die diens kom. Sê ek so, ek het nie 'n kerk. Sal nie daar ingaan, so langsaam. Maar ek wil vanaand vir U sê, ek sukkel ook om in die hemel in te gaan. Want die hemel behoort aan die Here. Daarom sê die Bybel vanaand vir my, sê hoor hier so broer. O broer, hou jou oog gefestig op die Here Jesus Christus. Want hy is die volleinder van julle se geloof. En ek wil vanaand vir U sê, sonder geloof sal niemand in die Here, by die Here ingaan. Los maar hy ding van goeie werke. Baie mense meen as hy so vir die kindertjies brood gee of vir die weduwees is reg, jy moet dit doen. En die weeses. Maar goeie werke sonder die geloof sal nie vir jou invat nie. As net een geloof, ek het nou die dag by my vrou, nou die dag wat my vrou oorlede is. Toe sê ek vir die mense, ek het net een geloof. Amen. Toe skree my seun daar uit die gehoor uit. Deurdat jy vat die mense aan die gesig, toe sê ek sê jou, by my vir hierdie begrafnis word jy hande gewas nie, want dit is 'n bygeloof. Dit is 'n bygeloof, man. Hulle moet wegkom van die bygelowe af. En van die pamotiem en die makrosiese goede waar die dronk bier gemaak word, want maase hande moet oopgemaak word. Is bygelowe. Daar's net een geloof en dis die geloof in God. En 'n ander ding is 'n bysak en jy gaan verdwaal. Prys God se naam. Mense het die genade nie. Ek weet terwyl ek nog in die weermag was destyds, onder jou apartheidsregering, ek wil nou sommer klaar sê, daai regering, jy was mos ook daar by hy Kamba, ek was nou in die weermag. Hulle het ons vreeslik gemors. En daar was net 2 reëls in die weermag. Dis jammer dat ek nou sê goed op nie kom praat. Daar was net 2 gewees. Jou bevelvoerder was mos nou jou baas, want hy is oor jou. Daar sê reël nommer 1, die baas is altyd reg. Dis reël nommer 1. So as sê hy vir
jou die ding is blou en jy sien hy's rooi, dan vra ek jou, sien jy hy's blou? Dan sê jy ja. Want die baas is altyd reg. Reël nommer 2. En as die baas verkeerd is, gaan terug na reël nommer 1. Wat sê reël nommer 1? Die baas is altyd reg. Ek kom uit daai weermag uit. Prys die Here. En weet jy, terwyl ons een keer 'n kamp doen, toe speel hulle vir ons 'n film wat geonderskep is wat moet buiteland toe gegaan het. Want hulle het ons nou amok gemaak en al die goed. Weet jy wat, ek ken nie die politiek en ek is nie politikus. Weet niks van hom. Wil ook niks met hom te doen. In Soweto 1976, toe die onluste uitbreek in Soweto. Daai oomblikke toe in Johannesburg. Toe loop ons met die voet. Toe slap ek in die asgat in Johannesburg. Op soek na werk, nie soos vandag die manne loop werk ons nie meer. Die jong mense op werk. Pa, hoekom het jy in die kamp beland? Hulle het jou gevat, want jy het die werk gehad nie. Omdat hulle jou gekry het by jou ma se huis, dan vat hulle jou, dan gaan sê om dokter Hans hier, voet. Nee, hy is reg, vat op. En jy weet tot vandag toe nie, wat het jy daar geloof al die maak iets verniel. As jy van my kamp afkom, dan kom vraag jy vir die boer, jylle my baas, ons het mis gesê baas uit het. Jylle my baas, as jy hoef my nie baie te betaal nie, jy weet toch net te werk, ek wil net nie weer hier opgaan. Prys die Here. Ek moes precies betaal binnen in my ma se huis, ek mag nie daar bly nie, ek hoor hulle noem om lodgers, ek moes lodgers betaal, ek weet nie wat is lodgers nie, ek is nie Engelsman nie, ek sê maar lossies. Daar bly ek nie eens in my ma se huis nie, ek kom Desember maand, miskien die 17e of die 18e dan met my ma, solang die hele maand moet die vir die polisie die geld betaal. En dan ry ek die 4de Januarie van die huis af, dan moet sy vir die hele Januarie betaal. Anders het ek hier lewe en ek lewe net van weergaat. Iemand het nou die dag vir my gesê, hy haat die boere, toe sê ek nie, ek haat hulle nie, my God het my geleer, ek moet my vyand ook lief wees, so ek haat hulle nie, maar as het iets is om te haat, dan is dit die stelsel wat hulle gebruik het. Die stelsel wat hulle gebruik het. Was so Halleluja. Genade. En die onluste breek uit in Soweto in. Ek sien op my film, ek was nie daar nie. Ek was daar in die asgat hulle. Sien ek terwyl ek in die weermag is. Daar's 'n sekere meisiekind, ek sal nooit haar naam vergeet nie. Haar naam was Makkie Skosana. En sy staan soos hierdie vrou in die middel van die vrede mense. Ek weet nie wat het sy gemaak nie. Staan sy daar. En hulle is daar uitgetrek, sy is naak. En hulle gooi haar met die klippe. Van alle kante af gooi hulle haar met die klippe. Mense, sy weet nie waar moet sy kyk en waar moet sy koes. En toen hulle later aan prys die hele vraag teen die grond het. Toe vat hulle 'n groot klip en hulle gooi dit op haar kop. En terwyl sy daar lê, toe vat hulle die brandende tye en hulle necklace aan. En die vrou het net daar gesterwe. Want mense het nie genade nie. Hulle gooi haar die dag dood. Halleluja. En ek wil vanaand vir u sê, ek praat vanaand nie oor 'n vrou wat in hoerery betrap is nie, maar ek praat oor die genade wat daar by haar gesit. En hulle vra vir Jesus nou, hoe sê jy wat? Die Here sê vir hulle, kyk hier, die ene wat die sonde het, laat hy die eerste klip gooi. Voet die
Weet jy, ons is baie geneig om te oordeel. Ons het hy volstruisbediening. Het al gesien 'n volstruis? Ek weet nie was jy al by 'n volstruis. 'n Volstruis se nek, hy was so lang nek. Daai klein koppietjie wat hy daar bo het. Daai koppietjie kyk hy af, hy kyk net. Weet jy, dan staan hy hier in sy kamp. Dan kyk hy in 'n ander man se kamp. En dan sien hy die foute daar. Nooit het hy volstruis afgekyk om te sien, hy het net 2 tone. Hy weet nie dat. Hy weet nie van hy is 2 skurwe tone hieronder. En so kry ons vandag die mens. Jy kyk na jouself en agter jouself. Jy beoordeel jouself nie, maar jy binne in die ander man se lewe. Want jy het die genade. Halleluja. Ek praat vanaand met die mense met die tonge. Prys die Here, nou die dag, toe gooi ek hier in Grondlas Hoop, toe gooi ek net so 'n dingetjie uit, pastor. Toe bel die mense my uit Johannesburg uit. Kom nou. Ek sê, ja, Here, dankie. En toe bel ek weer daai lang tonge. En hulle praat met my, ek sê, nee, ek het net vir julle ietsie gegee om te kom. Ek soek jou tong nog langer. Jou tong is nog te kort. Prys die Here, man. Die Bybel sê dat hom wat wil veilig wees, nog veiliger word. En die ene wat vanaand besluit, hierdie ek wil skoon word, God gaan jou skoon maak. En alles die skoon en jy sê, maar ek wil nog skoner word. God sal jou nog skoner maak. Genade. Ek wil vanaand met u praat oor genade. Kom ek lees nog. Ek gaan nie lang goed lees nie. Net so hier en daar. Net om 'n boodskap by mekaar te kry vir u. Halleluja. Ek sien toe die Here Jesus daar hang aan die kruis van Golgotha. Nou ek wil vanaand vir u sê, ek loop maar met die genade. En hierdie Here wat ek geleer ken het, die man het my aangevat in Kenhardt 1 jaar. Na 'n begrafenis toe kom sit ons hier in die tafel kom sit. Toe sê die man, ek jong, die boodskap wat jy hier preek, hy kan nie so gaan nie. Genade. Want weet jy wat doen hulle? Iemand my vanaand kom sê, hoor jy het my bang gemaak. Ek probeer om jou gerus te stel, ek wil jou nie bang maak. En hulle maak van Jesus 'n bangmaker. Hulle maak die mense bang met die Here. Nou hoe kan die Here mens na mens toe kom as jy hom bang is? Of as jy bang gemaak word nie? Maar los dit ook. Ek wil vanaand vir u sê, ek kom op 'n boodskap af. 'n Hele klompie jare terug. En die manne preek, en ek sit binne in die bediening, of onder hulle se bediening, en ek sê, Here, maar hierdie ding kan nie waar wees. Dit wat die manne, en is nie een man wat dit preek het. Ek hoor net die manne stem sang op hierdie saak. Ek sê, Here, maar ek is seker nie reg nie, man. En 'n ouderling raak afvallig. En eendag praat ek met die ouderling. En hy antwoord my in hierdie lyn. En ek sê vir hom, ouderling, jy praat nou soos hierdie manne wat destyds gepreek het. Ek sal nou vir jy sê wat ek het. Ek sê hierdie manne wat gepreek het, wat gesê het, as jy op die sterfbed die Here aanneem, dan kan jy nie hemel toe gaan. Daar was so 'n preek. Daar was so 'n preek en ek het gesê, Here, ek stem nie saam. Want die Bybel sê vir my, dus kan die graf, is daar nog genade. Kyk, daar kan iets anders nie wees nie, maar daar is genade. Dus kan die graf, is nog genade. Ek sê vir hom, jy praat soos jy sê, nee. Toe ek nog die Here gedien het, ek het ook so gepreek.
Ek het ook so gepreek. Ek sê, ai man, dan kan jy my vandag sê, wat is die rede dat jy so gepreek het? En hy sê vir my, Markus 16 vers 16 sê, hy wat glo en gedoop word. Hy wat glo en hom laat doop, hy sal gered word. Ek sê hier, ek prys U. Hier kom die man met skrif. Wat nou, Here? Ja, hoe maak ek nou? Hier gee die man my 'n skrif. Hy sê, when hy man met haar doodgaan, hy sê gedoop nie. Ek sê hier binnekant, Here, nou moet jy gou kom. Hierdie man het nou skrif uitgehaal. En ek is 'n bietjie dom. Weet jy wat toe vat die Here my? Kom ek lees vir u. Ek het nooit daaraan gedink nie, maar God vat my daai dag na die skrif toe. Lukas hoofstuk 23. Die Bybel sê hier by die kruisiging, dat kom sê in die begin, en Jesus was gekruisig met 2 kwaaddoeners, alkant van hom. Manne wat gesondig het, manne wat geoortree het. Nou wil ek vir u lees. Hy sê in een van die kwaaddoeners wat opgehang is, het hom gesmaak en gesê, as u die Christus is, verlos u self en ook vir ons. Maar die ander een antwoord en bestraf hom en sê, vrees jy ook God nie, terwyl jy in dieselfde oordeel is. Ons tog regverdiglik, want ons ontvang die verdiende loon vir ons dade, maar hy het niks verkeerds gedoen nie. En hy sê vir Jesus, dink aan my Here, wanneer u in u koninkryk kom. En Jesus antwoord hom, voorwaar, ek sê vir jou, vandag sal jy saam met my in die paradys wees. Die Here het vir hom gesê, nee, jy kan nie ingaan nie, want jy is nog nie gedoop nie. Luister mooi, genade. Die woord sê jy moet bekeer en gedoop word. Maar toe Jesus die genade inskop, toe hy die genade inskop, toe sê hy nog vandag, sal jy saam met my in die paradys wees. Hy het vir hom gesê, nee man, sorry, hier sterwe ons hang alreeds aan die kruis, is te laat, want jy moet nog gedoop word. Die manne lees nie vir Markus 16 vers 16 reg nie. Hy sê, hy wat glo, want jy kan nie gedoop word as jy nie glo nie. Daarom kan jy nie babatjies doop nie, want hulle kan nie glo nie. Hy wat glo. En daarna, nadat hy geglo het, jy kan ook nie 'n man gaan doop wat nie die Here dien nie, wat nie glo aan God. Maar hy wat glo, nadat hy geglo het, dan kom die werke van die volmaaktheid. Dan sê die Bybel, vorder op die pad na heiligmaking. En hierdie doop is een van die dinge wat jy dan agterna doen, om te vorder op die pad na heiligmaking. Jy weet, die Bybel praat daar van die manne wat op verskillende ure gehuur is. En die een ou wat in die môre vroeg gehuur is, toe hy pay, toe kry hy 'n penning. En die een wat middag gehuur is, toe hy kom, toe kry hy 'n penning. En die een wat laatmiddag gehuur is, toe kry hy 'n penning. En die eerste sê, maar dat is nie reg nie. Ek het daar vanmôre aangeval. Hy is nou soos ek dien al 45, 46 jaar die Here. Hoe kan hierdie man wat op die sterfbed die Here aanneem, saam met my ingaan, dieselfde prys, want ons prys is die ewige lewe. Hoe kan hy die ewige lewe beëer? Nou sê ek nie, ek kan nie. Ek sê so, as jy wat die Here sê. Jesus sê vir hom nog vandag. Weet jy hoekom sê Jesus vir hom so? Hy het geglo dat Jesus
God en Jesus het 'n koninkryk. Toe sê ek, dink aan my as u in u koninkryk kom. En die ander een wat vir Jesus gesê het, hoekom maak jy jou nie self los nie, jy wat sê jy is die seun van God. Hy's verlore. Op die kruis toe betoon die Here Jesus genade. En genade red hy man. Wil jy 'n staaltjie, nie 'n staaltjie nie, 'n waar ding vertel. Ek gaan nie name noem nie. Miskien as u weet wie dit is, maar moet u nie. Toch kom ons op vas. Ek word op 'n Saterdag af van my huis af gekom, roep ek moet vir iemand gaan bid. Die kliniek het vir hierdie man gesê, jy kom nou al van watter dokters af in, weet jy, Kimberley en oral. En hulle het mos nou vir jou gesê, ons kan vir jou meer niks doen nie. Want jy het longkanker. En jy's op die laaste. So as hy hier na die kliniek toe gaan, hy dag hom terug. Sê jong, ons kan vir jou niks doen. Prys die Here, ek het nou die dag, toe praat ek met iemand in Posmasburg. Toe sê hy persoon vir my van 'n sekere man wat hier uit Boegoberg uit soontoe was. Toe sê die ou se kanker is nou so ver dat die dokters het stilletjies vir haar gesê. Hy moet nie meer behandeling neem. Maar sy wil hom nou nie sê nie. Nou dat sy man sê dat hy maar die pille gaan haal by die kliniek. Maar dis alreeds te laat. Prys die Here. En hierdie man sê vir my toe ek die Saterdag daar by hom kom. Hy sê vir my, weet jy, Woensdag het ek eintlik al gesterwe. Maar God het my weer teruggebring. En ek sien maar die Here wil hierdie man se siel red. Daar's nog 'n kans vir hom, mense, ek wil jou vanaand sê. Jy moet nie God onderskat nie, man. Jy weet die mense het 'n manier, as jy daar op die sterfbed lê, dan kom hy daar, kyk jy net so iemand aan kom sê, wow, ou koos. As jy daar al so ver. Die ander bring die kindertjies. Ek het eendag by iemand gesit. Nou bring hy die kindertjies. Kom, maak julle se oupa los, as julle wat hom so vas. 'n Mens kan gaan aan 'n mens vasmaak nie, man. Julle moet die goed los, man. Daar by die dood is nog redding. Die Bybel sê is nog dus kan die dood. Daar's redding. Jy wat gelowig is, man. Die veilige gebed van die regverdige dra groot krag. En hy môre toe kom kry, hulle sit so, hulle sit my so, hy kom asvoors. Hulle sit my so by die dood. Hulle sit gewag jou dood, want hulle wil eers die boodskap wegbring. Toe ek die môre daar in 'n zol binne in die kamer. Toe jag ek hulle almal daar uit. Ek sê vir hulle, God wil hier werk. En ek bid die eerste keer, nou was het met hy mooi manier van bid. Keras, Here, ek prys U majesteit, U hoogheid, U, dit bly net U, maar jy praat met jou pa. Prys die Here, jy praat met jou pa, maar dit bly net. En ek, man gebid, hier kom die klomp kindertjies. Toe sê ek vir hy vrou, kyk eens op, jou voete nie weer hier binne, vat hy kinders hier uit. Sy wil ook kom om my geloof kom swak mag. Maar die opa moet gaan, maar die kindertjies moet hom net los, maar ek gaan. Ek sê, Here, ek baie. Hierdie man het in die wêreld gewees. En laaste naweek, toe maak hy sy saak met die Here reg. En die hele week het hy die Here gedien. En gisteraan toe raak hy dronk. En vanmôre Sondagmôre, toe hy wakker skrik, toe skrik hy binne in die dood wakker. Toe rog hy. Toe kom hulle aan my daar. Ek sê, Here, maar ek weier, hy kan nie so gaan nie. Hy kan nie, Here, hy kan nie. Hy is 'n God van 'n tweede kans. Halleluja. En ek jag hulle daar uit en ek bid weer. En ek gewaar nog niks nie. Die ouma in Roggel, ek sê sy asempie sit net hier, binne in die keel. En die mense kom, hulle kom kyk om so by sê, ek sal nog nie sy naam sê nie, Piet, kom ek hou maar by Piet. As jy daar al so ver, nee, wat, boep loop hulle.
Ek sê, Here, hy kan nie so gaan nie. Ek sê jou vanaand, ek weier dat jy moet sterwe in sonde. Die genade van God is te groot, man. Dat jy kan sterwe in sonde. Halleluja! Prys God se naam. En die derde keer toe ek bid, nou hoor jy mos nie, maar jy moet geestelik bid. Jy moet die U in die majesteit en jy moet asseblief in. Toe ek weer gaan toe sê ek, Here, nou bid ek nie in die gees nie. Ek vra soos 'n kind vir sy pa vra. Juffrou, ons moet leer om met God te praat. Weet jy, onze Vader is nie onze Vader, jy is Vader. Is jou nou. Praat met hom, soos wat jy met jou pa. Hoe sê jy met jou pa? Pa, my skoene is klaar. Pa, dan nie 'n plan vir my skoene te koop. Jy kom, I dan nie, kan I dan nie doen. En ek praat met die Here soos wat 'n kind met sy pa sal praat. En ek het die grootdogter ingeroep en hulle sê sy moet daar by die voete staan. En so rukkie na ons klaar gebid het. Toe vra ek vir haar, sien jy iets? En sy sê vir my, ja, ek vra wat? Nou ja, as die mos doodgaan, dat die vlee mos. Jy weet mos, hulle is mos jou, hulle is die mense wat jou eindelijk afsien. Die vlee. En as somer is warm daar in die kant. En die oud so geleg. En ek sien die ding. Kerels is so min, ek kan dit nie nadoen nie, is te min. Sien ek die beweging op die ding. Heel tyd het die man net so geleg. En ek sien die beweging. Halleluja! Het jy iets opgemerk? Sy sê ja, ek vra wat? Ja, my pa se vinger het gevoel. Hey, man, prys die Here! Yes, halleluja! En die man van God aan die Here geef. Weet julle, geloof word beloon, man. Jy moet nie twyfel nie. Ons sing ook in die koortjies en jy moet nie twyfel wat God kan doen. En ek sê vir haar, hoor hierso, gaan al die jong mannen daar buiten dat hulle jou pa kom was, want sy mag het al afgegaan. So ver was sy. Ek sê, en jy gaan maar by jou pa sop. Want het jy gisteravond geëet nie, hy is honger. Want het gestaan, het hy gedrink, het hy geëet. Ek sê, en ek gaan nou op dienst toe, maar ek gaan weer kom. Mense, kom ek los die daar, ek kan nog vir u verder vertel, wat het daar verder gebeur. Maar die man het opgestaan. God het vir hom daarby gevoeg, sodat hy sy lewe, hierdie God is die onrechtvaardigheid. Ek sê jou, maar hy wil hê, ek en jy moet vraag. Hy sê, tot nou toe het julle my nog niks gevraag. Hy sê, en alles wat julle in my naam vraag, dit sal ek vir julle gee. Ons het die autoriteit, ons het die mag, maar ons onderskat ons redding. Halleluja! Ek wil julle vertel van hierdie man wat my die Saterdag kom haal. Ek moet vir hom bid. Bid vir hom. Ek vraag vir hom voor ek bid. Ek vraag, wil jy nie maar jou lewe met die Here recht maak nie? Nadat die Here jou woensdag aan teruggebring het, wil jy nie maar nou eers jou lewe met God recht maak? En hy sê, nee, bid maar net eers vir my. En ek kan ons nie die gebed by hier. Maar hier binnenkant sê ek, Here, hierdie man kan nie so gaan. En toe klaar gebid het, toe vraag ek van, kan ek nie toch, asseblief ek bedel by jou, kan ek nie morgenmiddag, dis een sondagmiddag, hier by jou een dienst kom hou. Nou die huisie is te klein om binnenkant dienst te hou, nou staan ons buiten. Die ouderdom weet, hulle praat nie, jy sê nie hier meeste. En die sondag sê ek vir hulle by die dienst, ek sê kerels, gewoonlik hou ons mos die openligte hier van 5 uur af.
Ek sê ons sal nie kan wag nie, die Heilige Gees sê vir my nee. Ons kan nie wag tot 5 uur. So ons sal sommer 2 uur met die diens gaan begin. Maak nie saak as die son warm nie, ons gaan 2 uur begin. 2 uur die middag toe ons daar buite kan begin wegspring. En ons hou die diens, as hier in Boegeberg, praat altyd Boegebergse goed. Terwyl die ouderling met die diens wegspring, toe sien ek, want hy het my gesê, as ek die openlig kom hou, dan sal hy uitkom tot in die sitkamer. Dan sal hy kom luister. Maar toe ek hom so sien, toe sê die Heilige Gees vir my, jy sal moet vinnig nader. En ek gaan sit daar binnekant by hom op die sitie. En ek vra vir hom, hoe gaan dit met jou? Toe kan hy nie meer praat nie, mense. Ek wil vir julle sê, julle moet klaar maak voor die tyd aanbreek. Want miskien kom daar niemand by jou wat jou kan deurhelp nie. Ek vra vir hom, hoe gaan dit met jou? Hy kan my nie antwoord nie. Ek sê vir hom, ek sien, ek sê nie vir hom, ek dink net, die Gees lei my, hierdie man is op die end. Ek sê vir hom, hoor jy, ek sien jy kan nie praat nie. Maar ek gaan vir jou een vraag vraag. En jy kan net jou kop so skik, dan sê jy nee. En as jy ja sê, dan maak jy net so. Sy vrou staan by die kan maar sy vrou ook gaan praat, of ek lieg. Is jammer dat sy vrou dien ook nog nie die Here. En weet jy wat? Ek vra vir hom, wil jy nie die Here aanneem? Op grond van sy woord. Wil jy nie jou lewe met God regmaak, sodat die Here jou naam kan skrywe in die boek van die lewe? Here, ek prys jy, halleluja. Ek vra hierdie vraag. En al wat hy kon doen, hy kon net sy kop op en af, kon hy sy kop so knik. Ek sê vir hom nou, die Bybel sê, jy moet belydenis doen en jy kan nie. Ek wil julle vanaand sê, julle besit die mag en die autoriteit om te kan intree. Maar baie oomblik staan ons weer stil. Ek sê, Here, hy kan nie praat nie. Ek sal namens hom belydenis doen. Pastoor, ek doen die middag, doen ek belydenis namens hom. En ek vat hom deur. Kusayanda la Masaya. Ribadendes. Here, ek prys jou. My hand so om sy skouers. En toe ek sê amen, nadat ek belydenis gedoen het en vir hom gebid het. En gevra het, Here, skryf sy naam in die boek van die lewe. Toe voel ek na haar gaan die liggaam. Dis kan nie dood. Is nog vergifnis in die wêreld. Ai mense, weet julle wat maak die manne toe hulle die week plant om kom diens hou? Terwyl hulle die dienste die week hou, ek sit daar. Hulle weet nie wat het hier aangegaan nie. Hulle weet nie hoe knap het hierdie man ingekom nie. Op die laaste sekonde het God vir hom oopgemaak. Hulle weet nie wat kom preek hulle. Hulle kom preek as iemand op die sterfbed die Here aanneem. Dat kan hy nie by God in die hemel ingaan nie. Ek sit daar, ek huil in my hart. Ek huil, ek dink hulle weet nie. Hulle weet nie, hulle weet nie. Hoe knap het hierdie man ingekom. En die Saterdag toe ek hom begrawe, toe lei die Here my met 'n boodskap oor hierdie groot genade van God. Toe huil die hele tent. Want toe sat die salwing in die tent neer. En
God bewys sy teenwoordigheid en hy bevestig dit wat daar gebeur. Ek wil vanaand vir iemand in hierdie tyd sê, miskien dien jy die Here, maar jy is vanaand op die plek waar God jou wil hê. Die Bybel sê as ons onsself beoordeel het, dan sal ons nie veroordeel word. Jy kan vanaand jou hand in jou boesem steek. Luister, ek hoop ek het iemand seer gemaak, want ek het nie daarvoor gekom. Ek het gekom om vir jou die genade van die Here Jesus te bring. As jy vanaand voel, maar ek is nie op my standplek nie, dan kom jy vanaand na die Here toe. Weet julle wat? Ek het gehoor van 'n reddingsstou wat hier hang uit die getuienis het, ek het gehoor. Maar ek kan ook vanaand vir u sê, hier hang vanaand ook 'n genadestou. En as jy vanaand gryp, dan kan Jesus vir jou genade gee. Ek wil jou vanaand sê, my liewe vriend, my liewe vriendin, as jy nog nie vanaand die Here dien nie, die genadestou van die Here is hier. Dan kan jy vanaand uitreik na hom toe. Jy kan vanaand opstaan en jy kan sê, Here, ek gaan nie u genade onder my voete vertrou nie. En op grond van u woord en op grond van u dade wat u gedoen het. Ja, daar was liefde ook in hierdie dade. Maar vanaand wil ek vir u bring na die genade toe. Hierdie genade wat ons so onder mekaar deel. Hoe gaan dit met jou jong? Nee, deur die genade. Ek wil hom vir u vanaand gee. As ons net so op die agtergrond mense, ek wil toch graag hê u moet op die agtergrond hou. Want ek gaan aangaan met hierdie uitnodiging vanaand. Dan wil ek hê u moet vir ons 'n uitnodigingskoortjie vir ons speel. Net om die atmosfeer reg te kry. Maar u wat vanaand hier sit, die Bybel sê, as jy jouself geoordeel het, dan sal jy nie geoordeel word nie. Daar's 'n kans vir jou. Daar's 'n redding vanaand. Die genade hang binne in hierdie tent vanaand. Wie sal aan die eerste een en net daar waar jy sit, steek jou hand uit, laat die Here sien, man. Jy gee erkenning. As jy voel, maar God het vanaand vir my aangeraak. Jy man, moenie vanaand weier nie. Net daar waar jy sit, steek jou hand uit vir Here. Dan gaan ons vir jou bid. Ons gaan vir jou bid. Maar die Here wil vanaand sien, wie beoordeel homself of vir haarself. Wie is die eerste hand vanaand? Wie is die eerste hand? Is ons vanaand so reg? Is ons vanaand so diep? Ons foute gemaak van ons reddingsdag tot hierdie vanaand. Kan jy maar vanaand net jou hand uitsteek en sê, ek wil hê die gebed wat gedoen word, ek wil ingesluit wees. Is daar iemand wat vanaand 'n gebed nodig het? Is daar regtig iemand? Niemand vanaand. Ons is almal 100% reg. As die Here vanaand roep, ek sal ek insluit. Ek weet my Here, my lewe met die Here is reg. Hy's op standaard. Ek is volmaak reg. Ek is nie bekommerd nie. Jy weet, as ek in hierdie ding dink, dan dink ek aan die apostel Paulus. Hy sê, elke dag lê hy af. Elke dag belê. Want hier deur die dag altyd net 'n verkeerde ding gesien. Ek vanaand 'n kans. Ek vanaand 'n kans. Laat mense dink wat hulle wil. Maar solank jy weet, ek is eerlik met die Here. Wie is die eerste een wat sy hand vanaand uitsteek? Wil jy vanaand vir my sê, regtig, is volkome. Halleluja. Want as jy dit nie vanaand kan doen,
Daar wil ek vanaand te gebed hê. U kan dit net op die agtergrond doen. Hier sit vanaand mense in hierdie tyd wat ander dag hierdie boodskap gewys sal word. Ek het my genade na julle toe gebring. En daardie aand het jy geweet, jou lewe is hier weg. En dan sal God hierdie boodskap voor jou kom neersit. Ek weet daar is 'n stem wat sê nee, ek dien die Here, wat sal die mense nou sê? Maar die Bybel sê het is beter om hier in die skande te kom as eendag by God. Is daar niemand meer? Is daar erg niemand meer? Niemand vanavond wat hierdie